Kleingoed, julle vra mos altyd so graag, hoekom is dit so, en hoe het dit gebeur? Sodat mammie miskien partykeer moeilik word. En dan sê sy miskien vir julle, ag asseblief, tog gaan speel daar buite, ek is besig. Nou ja, ek het gedink, julle sal miskien vir mammie minder pla, as ek vir julle hierdie storieetjies vertel. Hulle is natuurlik nie storieetjies oor dinge wat waarlik gebeur het nie, ek het hulle sommer opgemaak om julle te vermaak. Julle sal seker ook self sulke storieetjies kan skrywe as julle net wil. Probeer maar gerus, hoor. Hoe Hasie sy lang ore gekry het. Kleingoed, julle het seker al almal 'n Hasie gesien. Die kindertjies wat op 'n plaas woon, sien seker elke dag vir Hasie as hy so spring oor die bossies op die veld. Nou ja, nou gaan ek vir julle vertel van 'n sekere Hasie wat baie lank gelede gelewe het, toe die wêreld nog splinternuut was. Daardie dae was sy ore nie so lank soos hulle vandag is nie. Hulle was maar net soos die ore van 'n kat. Die sekere Hasie was 'n baie ondeugende klein dier. Snags, as al die mense slaap, het hy stilletjies uitgekruip en na die boer se groentetuin gegaan. Daar het hy na hartelus geëet aan die boer se kool en slaai. Hy was 'n baie gulsige Hasie en hy het hom elke aand knippeldik geëet. Hy was so spekvet soos 'n varkie. Die boer het gou onraad gemerk. Hy het ook net niks daarvan gehou dat Hasie sy groente so verniel nie. Elke môre as hy opstaan, dan moet hy weer sien hoe Hasie in sy tuin te kere gegaan het. Uiteindelik kon hy dit nie langer aansien nie. Hy raak ongeduldig en hy sê vir sy vrou, ag nee vroutjie, dit word nou eenmaal te erg. Kyk hoe lyk my lappie groen slaai, soos daardie onnutsige Hasie daar gebiljaar het. Hy word heeltemal te lastig. Maar my man, sê sy vrou, jy kan mos gou 'n ente aanmaak. Koop vir jou 'n slagyster en sit dit daar onder die koolblare. Hasie sal mos nooit raai dat dit daar is nie. As hy byt aan die blare, sal die wip afspring en die ouetjie is vas. Ons sal hom gou vang. Ag, ek is jammer vir die ou diertjie, sê die goedhartige boer. Dit sal hom mos seermaak. Jy sal verplig wees om dit te doen, die stoute klein dief, sê sy vrou weer. Ons kan nie toelaat dat hy al ons groente opeet nie. Ja, sug die boer. Ek vrees ek sal 'n plan moet maak. Die boer gaan toe dorp toe om 'n slagyster te koop. Toe hy huis toe kom, gaan steek hy dit weg onder die koolblare. Hy sug toe hy na die skerp tande kyk. Die onnoosle klein Hasie weet natuurlik van niks. Toe dit aand word, gaan hy weer ewe plesierig na die groentetuin toe. Die maan skyn so lekker en hy voel so vrolik dat hy sommer van pure plesierigheid rondspring. Hy spring dat sy stertjie so wip. Toe begin hy weer dadelik smil. Maar die koolblare smaak darm lekker, sê Hasie. En ek is die enigste een wat van hierdie groente weet. Ek is tog so bly, want as die ander dit agterkom, sal daar niks vir my oorbly nie. Hy was 'n baie selfsugtige klein ding, en hy stop maar in so vinnig as hy kan. Die blare verdwyn een vir een soos hy hulle opvreet. Hy weet net nie wat vir hom wag daar onder die groot koolkop nie. Hy gaan maar aan, ewe gerus, maar hy kom al nader en nader aan die slagyster, sonder dat hy dit weet. Ja, waarlik, daar begin hy nou kou aan die koolkop waaronder die slagyster is. Hy pesel eers so bietjie, want hy is al amper vol. Hy roer so effens aan die blare wat die slagyster bedek. Maar die maanlig is helder en sy oogies is skerp. Hy sien dit. Hy spring op sy. "Uitsa!" skree Hasie wit van die skrik. "Wat is dit vir 'n ding?" Maar die ding bly doodstil staan en hy vergeet sy skrik. Hy kom weer saggies nader om die ding beter te bekyk. "Maar dis 'n snaakse besigheid hierdie," sê Hasie weer. "Dit lyk soos 'n dier want dit het tande, maar dit roer nie. Dis seker aan die slaap. Wag, ek sal uitvind." Hasie kom al nader, maar die slagyster bly nog doodstil. Nou word Hasie nuuskierig. Hy vergeet om versigtig te wees. "Ag wat,
Die ding is seker dood. Wag, ek sal 'n bietjie voel daaraan. Hasie steek sy voorpootjie uit en hy roer aan die slaguister. Wip! Daar spring die stel toe en die tande byt vas. Hasie het gou sy kop weggeruk, maar die slaguister was gouer. Die ding vang hom net mooi aan die oortjies en daar sit hy vas. O, toggie, die ding het my gevang, die ding het my gebyt, wat maak ek nou? Skree ou Hasie in sy benoudheid. Hy trek sy kop weg so hard as hy kan, maar dit help niks nie. Die slaguister byt diep in sy oortjies vas. Hy kan nie sy kop roer nie. Ag, liewe tyd, laat my los, soebat Hasie. Ag, asseblief tog, laat my los. Maar die slaguister hou vas. Dit voel vir Hasie of hy vasgeketting is. Hy begin nou ernstig word. Hy ruk en swoeg om los te kom. Hy sukkel dat die sweet hom aftap, maar is verniet. Maar Hasie is 'n taai kerel, hy gee nie sommer in nie. Aanhou wen, sê Hasie. Dit lyk daarom nie asof die ding my sal opvreet nie. Hy hou my net aan die ore vas. Ek sal wel loskom voor die son opkom. Hasie werskaf so hard soos hy kan. Hy trek sy kop eers die kant toe en dan daardie kant toe. Hy trap vas met sy agterpote en hy beur en rem dat die stof so staan. Maar toe die môreskemer begin lig oor die berge, sit Hasie nog vas. Hy steun en kreun van angs, want hy weet die boer staan vroeg op en hy sal net nou kom. Hy span al sy kragte in en hy trek so hard soos hy kan aan sy ore. Maar hoe lyk dit dan nou asof hy vordering maak? Hy sal 'n hele end verder van die slaguister af. Het hy miskien 'n entjie losgeskeur? Wat kan dit wees? Maar sy ore het nie geskeur nie, hulle het gerek. Ja, met al die geruk en gewerskaf het hulle 2 maal so lank gerek. Maar Hasie het nie tyd om daaroor te dink nie. Hy weet hy moet nou gou maak as hy sy lewe wil red. Ore of nie ore nie, sê Hasie, hier moet ek weg. Skielik hoor hy voetstappe aankom. Hy kyk om en daar sien hy die boer. Hasie skrik hom byna dood. Hy skree van angs en hy gee 'n groot sprong. En met die sprong skeur hy sy ore los. Hy is vry. Hy wag ook nie vir die boer om hom te vang nie, maar hy hol weg soos blits. Hy hardloop tot by sy huis onder in die grond. Sy ma, mevrou Haas, was ewe verskrik toe sy hom sien. "Waar kom jy vandaan?" roep sy. "En kyk hoe lyk jou ore. Hulle hang so lank en so slap soos die ore van 'n patryshond wat op aarde jou oorgekom." "Ag ma," huil Hasie, "moenie net nie met my raas nie. Ek was byna dood. Die boer se ding het my gevang en ek het net betyds losgekom." "Nou, toe nou," sê sy ma. "Ek het jou mos al lankal gesê, bly weg uit boer se groentetuin. Maar jy wil mos nie vir my luister nie en nou het jy dit. Dit sal jou 'n les leer." "Ag ma, ek het 'n vreeslike nag deurgemaak," kerm Hasie. "En my ore is so seer, hulle brand soos vuur." "Ag, toe maar, dit sal oor wees voor jy 'n huishond is. Maar jy lyk vir my al te lelik met daardie lang pap ore. Ek sal 'n plan met hulle moet maak. Kom saam met my." "Ag nee ma, ek is moeg, ek wil gaan slaap. Ek het die hele nag nooit geslaap nie." Maar sy ma gryp hom aan die stert en sy sleep hom aan. "Waarheen gaan ma met my?" vra Hasie. "Ons gaan na die boer se werf waar die bediende die was goed doen." "Terug na die plaas?" skree Hasie. "Nee, nooit nie." "Ag, moenie nou laf wees nie. Ek vergee nie, hoewel dit is wat jy verdien." Ma Haas sleep vir Hasie aan tot by die spruit wat oor die werf loop. Daar op 'n groot plat klip is die bediende besig om die klere te was. Die ou bediende met haar bont kopdoek is ewe plesierig so in die vroeë môre. Sy sing terwyl sy was. "Simbamba, mama se kindjie." En langs haar staan 'n pot styselwater. Elke maal as sy 'n tafeldoek klaar gewas het, steek sy dit in die styselwater en hang dit op. Kom, kruip hier agter die bossies weg," sê sy ma vir Hasie. "En hou nou die bediende mooi dop, hoor.
Sodra sy haar rug draai, dan spring ons uit. Die ou bediende weet van niks nie. Sy sit lekker en was en sy spoel die goed uit in die stroom. Daar staan sy op om 'n laken op te hang. Nou is ons kans, kom, sê ma Haas. Sy gryp Hasie aan die nek en hardloop reg uit styselpot toe. Sy druk sy kop in die styselwater en sy hou dit daar. Help, help, ek verdrink, skree ou Hasie. Die bediende hoor hom en sy kyk om. Sy skrik so groot toe sy sien wat aangaan, dat sy die wasgoed net so laat lê en huis toe hol. O, daar's 'n haas in die pot, daar's 'n haas in die pot, skree sy vir die boer se vrou. Ag nee, wat ou Mikkie, sê haar nooi. Jy het seker maar weer te veel Bantu bier gedrink. Intussen hou ma Haas nog altyd Hasie se kop in die styselwater. Ag ma, soebat Hasie, laat my tog los, ek verstik. Nou ja, dis nou genoeg. Gaan sit nou daar in die son totdat jy droog is. Ma Haas laat vir Hasie los en hy gaan sit op 'n klip waar die son lekker warm skyn. Gou-gou is sy kop droog. Maar wat maak keer sy ore? Hulle staan stokstyf. Ja, reken, hulle staan pennorent op sy kop. Ai, die ou bediende het daardie styselwater sterk aangemaak. Uitsa, sê sy ma, jy lyk mos net spoggerig. Gaan kyk na jouself in die dam. Hasie gaan aan dam toe en hy beskou homself in die water. Ja, dis nie te sleg nie, spog Hasie. Dis amper 'n paar mooi ore wat ek nou het. Hoera! Die boer kan nou maar sy ou koolblare hou. En van daardie dag af kleingoed het Hasie lang ore. En hulle staan regop op sy kop asof hulle gestywe is. Kyk maar gerus as julle weer 'n Hasie sien. Hoe Vlindertjie sy mooi vlerke gekry het. Ai, die vlindertjie is tog so 'n mooi dingetjie. Hy kan so plesierig dans oor die blommetjies en as die son op sy gekleurde vlerkies skyn, blink hulle asof daar goudstof oor hulle gestrooi is. Maar lank gelede was die vlindertjie sommer 'n eenvoudige vaal dingetjie, net soos die gewone ou mooitjies wat ons wolklere opeet. Nou gaan ek vertel hoe hy sy mooi kleure gekry het. Eendag was daar 'n prinsessie. Sy was baie mooi en natuurlik baie ryk, maar sy was nie gelukkig nie. Sy was gewoond om van kleins af alles te kry wat sy wou hê. Sy het bediendes gehad om haar hare te kam en haar tande te borsel en haar klere aan te trek. Sy het die bediendes links en regs rondgestuur en was gedurig ongeduldig en uit haar humeur. Sy het so baie speelgoed gehad dat dit 4 kamers vol gemaak het. En tog het die koning nog meer vir haar gebring. Eendag sê sy vir hom, ag, ek is nou moeg vir al die speelgoed, ek wil hulle nie sien nie. Maar my kind, ek het nou al alles vir jou gegee wat daar te kry is, en nog is jy ontevrede, sê die koning. Nou ja, gee dan maar vir my diere, sê die verwende prinses. Die koning het vir haar allerhande diere gegee. Hondjies en katjies en apies en ponies om op te ry by die dosyne. Maar sy was gou moeg vir hulle. Eendag loop sy met 'n nors gesig in die tuin en begin moedswillig die koppe van die blomme afruk. Daar was juis 'n vlindertjie besig om die heuning uit die blomme te suig en hy het baie kwaad geword toe sy hulle so verniel. Hy sê vir haar in sy fyn stemmetjie, laat staan tog die mooi blomme asseblief, wat mekeer jy, prinsessie? Hulle sal mos verwelk as jy hulle so verniet afpluk. Die prinsessie stamp haar voet. Ek wil en ek sal hulle almal afpluk. Ag, hou tog op, dis mos my kos wat jy so mors, sê Vlindertjie. Wat draak het my? O, jy's 'n nare lelike meisie. Hoe durf jy vir my so sê? Ek is die pragtigste prinses in die wêreld. Jy is nie, jy's 'n stoute klein niksnuts. Ek is nie, huil die prinsessie. Jy jok, ek sal vir my pappie gaan sê. Kyk hier, prinsessie, ek ken jou al baie goed, want ek sien jou elke dag hier in die tuin. Dis vir my duidelik dat jy nie gelukkig is nie, want jy het altyd 'n ontevrede uitdrukking op jou gesig.
Die prinses staan stil en kyk Vlindertjie verbaas aan. Nog nooit het iemand so met haar gepraat nie. Sy probeer om Vlindertjie te vang, maar hy vlieg weg en gaan sit op 'n roosknop. "Dis nie waar nie," sê sy. "O ja, dis waar en jy weet dit. Maar kyk, ek is jammer vir jou. Ek sal jou wys hoe om gelukkig te wees," sê Vlindertjie. "Regtig? Ek glo jou nie. Wat weet jy van geluk?" "O, jy sal verbaas wees. Maar my raad is nie maklik om te volg nie. Maar ek weet dat as jy iets wil hê, sorg jy dat jy dit kry." "O ja, natuurlik," sê die prinsesie. "Nou ja, gaan vra vir 'n bediende 'n stukkende ou rok. Trek dit aan en gooi jou rymantel daaroor. Klim dan op jou vinnigste perdjie en sê vir die mense jy gaan maar 'n entjie ry. Maar jy moet aanhou tot jy by 'n land kom waar niemand jou ken nie, en ek sal saam met jou gaan. Vra by die eerste huis om werk en kyk wat gebeur." Die prinses dink dis 'n goeie grap. Sy hou nogal van avontuur. Dadelik gaan sy na die paleis en doen wat Vlindertjie gesê het. 'n Rukkie later kom sy aangery op haar beste pony. Die prinses en Vlindertjie slaag daarin om ongestoord die land te verlaat en die koninkryk van 'n naburige koning in te gaan. Aangetrek soos 'n armoedige bedelares, klop die prinses by die eerste huis aan. 'n Vrou maak die deur oop en sê, "Ja, wat wil jy hê?" "Asseblief mevrou, ek soek werk," sê die prinses. "Nou ja, ek het 'n handlangertjie nodig in die kombuis. Gaan om na die agterdeur," sê die vrou. Die eerste taak wat die prinses moes doen, was om die stoof skoon te maak. Gou-gou was haar fyn wit handjies vuil en haar goue hare swart van die roet. Die vrou was ook net baie kwaai met haar en het gesorg dat sy die werk deeglik doen. Toe die prinses 'n oomblik alleen was, sê sy vir Vlindertjie wat buite op die vensterbank sit, "Is dit jou wonderlike plan om my gelukkig te maak, jou moedswillige klein ding? Ek het nog nooit in my lewe so hard gewerk nie." "O, dis net wat 'n mens moet doen om gelukkig te wees. Dis ydelheid wat jou so ongelukkig gemaak het," sê Vlindertjie. "Maar die vrou is kwaai met my, en sy praat so hard dat ek amper kan huil." "Nou ja, nou sal ek jou nog iets vertel. Probeer om te glimlag wanneer sy met jou raas en gee haar 'n sagte antwoord. Wys haar dat jy jou bes doen en sien wat dan gebeur." "Vlindertjie, jy gee my snaakse raad. Ek het met jou plan begin, dus sal ek seker maar daarmee moet aanhou. Ek sal maar probeer om so te maak." Toe die vrou weer inkom, sê sy ewe kort af vir die prinses, "Hierso, maak jy die skoene van my skoon, dadelik, en sorg dat hulle blink." "Ja, sekerlik mevrou," sê die prinses met 'n sagte stem. "Ek sal dit met plesier doen." Die vrou kyk haar verbaas aan. Nog nooit het 'n bediende so gepraat nie. Sy kyk weer na die meisie en sien 'n wonderlike soet glimlag op haar gesig. Dit is vir haar asof sy hemelse musiek hoor en asof 'n sagte lig die kamer verlig met 'n vreemde gloed. Vol diepe ootmoed val sy op haar knieë voor die prinses neer. "O, staan op my liewe vrou, waarom doen jy dit?" vra die prinses. "Omdat jy 'n engel is," sê die vrou. "Van die begin af was jy vir my iets buitengewoons en nou weet ek seker dat jy 'n engel is." "Is dit dan so duidelik dat ek nie is wat ek voorgee om te wees nie, al dra ek ook 'n ou stukkende rok?" vra die prinsesie. "Die rok kan nie jou skoonheid wegsteek nie," sê die vrou. "Net nou toe jy glimlag, was dit asof die engele gesing het. Waarom vereer jy my met 'n besoek?" "Ek het gekom om die geheim van die geluk te leer," sê die prinses sag. Die vrou hardloop uit die huis uit en gaan vertel vir al die mense dat daar 'n engel by haar is. Die nuus het soos vuur versprei. Ja, selfs die koning van daardie land het daarvan gehoor. Hy stuur toe sy enigste seun om te gaan kyk na die engel waarvan hulle praat. En nie te lank nie, toe hou sy goue koets voor die deur van die vrou stil. Soos dit moet wees, maak die prinses self die deur vir hom oop, en hy kry haar dadelik lief. "Ja, waarlik, jy is 'n engel," sê die prins. "Jy's die mooiste mens wat ek nog ooit gesien het. Wees tog so goed en kom saam met my na die koning. Hy het my gelas om jou na hom toe te bring."
Die koning was ook baie ingenome met haar en het sommer dadelik sy toestemming gegee dat sy seun met haar sou trou. Al beswaar wat hy gemaak het was, jammer dat sy maar 'n diensmeisie is, al is sy so skoon soos 'n engel. Ek wou liewer gesien het dat my enigste seun met 'n prinses trou. Maar ek is 'n prinses, sê die prinsesie. En toe vertel sy vir die koning die hele storie van Vlindertjie wat haar geleer het om te dien en te verdra. Wat het dan van Vlindertjie geword? Wel, die prinses het hom geroep en gevra, Vlindertjie, is daar nie dalk iets wat jy begeer nie? Jy het my nou my geluk gegee, wat kan ek vir jou doen? Ag, prinses, ek wil tog so graag ook mooi wees, sê Vlindertjie ewe skaam. O, dit is maklik gedaan, sê die prinses. Ek sal vir die hofkunstenaar sê om jou vlekkies met pragtige kleure te skilder, sodat jy die mooiste diertjie sal wees. Dit het die kunstenaar toe gedoen, en van daardie dag af is die vlerke van Vlindertjie en sy hele geslag bont met al die kleure van die reënboog.